Jy het hierdie 2 kilogram boks, 5 meter bo kan die grond by punt P, en dit word vanuit rus by punt P losgelaat en gly dan af al die pad tot by punt Q. Dan 'n definisie wat jy van graad 10 sal onthou, die beginsel van behoud van meganiese energie, en dit sê dat die totale meganiese energie in 'n geïsoleerde stelsel bly konstant. Vervolgens moet ons daardie beginsel gebruik om die spoed van die boks te bereken wanneer dit punt Q bereik. So ons weet dat die meganiese energie by punt P gaan gelyk wees aan die meganiese energie by punt Q. So by punt P, twee elemente wat die meganiese energie vir ons opmaak, en dit is potensiële energie en kinetiese energie. Potensiële energie, mgh, massa van 2 kg, gravitasieversnelling is 9,8 en die hoogte is 5 meter. Kinetiese energie is 0, want dis vanuit rus. En dan by punt Q is die potensiële energie 0, want is op grondvlak, plus 'n half mv kwadraat. So die massa is 2 en ons wil die spoed bereken. So dit gaan die finale spoed wees gekwadreer. En as ons dan die finale spoed bereken, dan sien ons dis 9,899, so dis 9,90 meter per sekonde. Nou gaan die 2 kilogram boks verby punt Q vir 10 meter op hierdie ruwe horisontale oppervlak en dan bereik dit hierdie versperring by punt R teen 'n spoed van 4 meter per sekonde. Ons moet nou energiebeginsels gebruik om die grootte van die gemiddelde wrywingskrag te bereken, soos dit vanaf punt Q na punt R beweeg. So die arbeid verrig deur nie-konservatiewe kragte is gelyk aan die verandering in kinetiese energie plus die verandering in potensiële energie. Nou, die enigste nie-konservatiewe krag in hierdie geval gaan wrywingskrag wees. So ons kan sê dat daai wrywingskrag Fk maal met delta x maal met die cos van theta gaan gelyk wees aan half m en dan het ons 'n eindspoed daar by R minus 'n beginspoed by punt Q, ons kwadreer dit, plus die verandering in potensiële energie wat 0 gaan wees, want daar's ek op die grond en by punt R is ek steeds op die grond. Daar's geen verandering in my potensiële energie nie. So, ons wil Fk bereken, ons verandering in verplasing in die x-rigting is 10 meter, en dan, dit sal wees die cos van 180 grade, want die voorwerp beweeg van links na regs en wrywing gaan in die teenoorgestelde rigting wees. Is gelyk aan half, die massa is 2 kg en dan ons spoed by die versperring is 4 meter per sekonde, ons gaan dit kwadreer, minus 9,9 meter per sekonde, ek het dit sopas bereken, gekwadreer, en dit gee dan vir ons 'n gemiddelde wrywingskrag van 8,2 Newton. 2021 bring dan vir ons momentum ook in. Daardie versperring oefen 'n impuls van 14 Newton sekonde na links op die boks uit wanneer die boks die versperring tref. En nou moet ons die verandering in kinetiese energie van die boks bereken nadat dit die versperring getref het. So die impuls is F net
delta T. En ons weet dat die impuls is gelyk aan die massa maal met die spoed aan die einde minus die spoed aan die begin, of die snelheid aan die einde minus die snelheid aan die begin. Ons impuls is na links, so dit gaan minus 14 Newton sekondes wees. Is gelyk aan, die massa is 2 kg, die eindsnelheid gaan ons nou eers bereken, minus die beginsnelheid is 4 meter per sekonde. En dan kry ons dat ons eindspoed is minus 3 meter per sekonde. Met ander woorde, die boks gaan terug beweeg, gaan na links beweeg. So wat is ons verandering in kinetiese energie? Dit gaan wees half m, en dan is dit ons eindspoed gekwadreer minus ons aanvanklike spoed gekwadreer, en dit is gelyk aan 'n half maal met 2, en tegnies maak dit nie saak of dit minus 3 of plus 3 is nie, want dit word gekwadreer, so dit gaan dan wees minus 3 gekwadreer minus 4 gekwadreer, en as ons dit dan bereken, dan sien ons die verandering in kinetiese energie is minus 7 joule.